Dames en here, ek is hier by die Ultimate Crazy Car Boot Sale hier op die hoek van Bosloerie in Badenhorststraat in Eastland. Nou hier dis 'n baie interessante ding wat hier gebeur het. Die mense van die Snack Shack hier op die hoek van Badenhorst en Bosloerie Laan het besluit om die spruit skoon te maak en om dit 'n bietjie mooier te maak, en toe het ons nou 'n interessante mens hier langs my, Frederik, wat toe besluit het hy sien potensiaal hier vir 'n markie hier in Eastland waar die mense hulle goedjies kan kom uitstal. Nou Frederik, jy kom nou eintlik van Johannesburg af, né? Ja, oorspronklik van Johannesburg, maar nou bly ek in Pretoria, so nou het ek iets gekry om te doen hierso. Want die COVID het bietjie alles opgemaak, so ek sien baie potensiaal in die plek, ja. Ja, en hulle het hom regtig baie mooi skoon gemaak. Ja. Ek dink is baie veiliger vir mense om hier deur te beweeg. Omheen en alles, en dit is naby Waverley, is aan hierdie kant van Eastland, en dit begin goed op te tel. Ons is nou 2 maande hierso, so ja, en die mense geniet dit, want daar's niks op Sondag in Pretoria. Veral nie in hierdie area nie, hier waar ons nou is daar nie vreeslike markte nie, daar het baie markte doodgeloop. Ja, en hy begin so stadig op te tel, en hy's 'n restaurant hier oorkant waar mense kan eet en goed, en dit lyk my dit gaan goed gaan in die toekoms, ja. Ek dink ook so, ek dink julle het 'n baie goeie idee beet hier, 'n bietjie die gemeenskap betrek. Ek dink as mense 'n bietjie van hulle ekstra goedertjies wil ontslaa raak of as hulle ietsie wil kom verkoop, is dit 'n baie goeie ding om na jou toe te kom. Nou ek gaan jou vra om jou nommer en te gee sodat as daar potensiële uitstallers is, hulle jou kan kom kontak. Kom ons kry gou jou nommer. Dis reg so, is 083 755 6527. Kom ons herhaal hom net gou weer stadig. Is 083 755 6527. Nou Frederik, ek gaan jou so 'n bietjie vra oor die geskiedenis. Hoe het jy by hulle beland? Het jy net hier verbygery en toe die spasie gesien en gedink dit is wat jy wil doen? Ek het hier bly aan die kant en ek gaan na hierdie winkel die bo melk te koop. Toe sien ek die plek, want hulle het die goed altyd net gedump hier, so rubbish en goed. Sien ek hulle maak mooi skoon hier so, en toe gaan vra ek maar, wat weet, kan ons dit gebruik vir 'n merk of? Toe sê hulle ja, dis reg so. Ja, en jy weet sulke markies begin maar altyd klein en so groei hy maar, en ek dink jy gaan baie goeie aftrek kry, want is altyd iets wat 'n mens wil op 'n Saterdag of 'n Sondag wil doen, is net so 'n bietjie gaan deur ry en mense ondersteun. Jy weet, van hierdie mense doen dit as 'n ekstra inkomste omdat hulle regtig niks meer het nie. Meer werk vir mense nie. So, en as baie mense wat wil trek of iets, hulle gaan land uit, dan moet hulle goed ontslaa raak. En dan kom verkoop hulle dit. En hierdie is die ideale plek vir daai mense om hulle van hulle ekstra goed wat hulle nou wil verkoop ontslae te van te raak. Maar jy weet wat nou terug te kom na die mense wat sukkel is eintlik ons ouer mense, nê? Ja. Dis ons ouer mense wat net ekstra ietsie wil bysit by. Baie mense hulle maak so, hulle kry ekstra inkomste. Want van hulle sit op hierdie SASSA, is nie baie geld nie. Nee, dit is eintlik niks as jy kyk na die pryse van leefkostes deesdae, is dit eintlik basically niks. So elke ekstra ietsie help. Maar ek dink wat jy nou doen vir die gemeenskap, veral hier in hierdie area, is ons gee die mense 'n bietjie hoop. Daar is as jy jou hande besig hou, is daar altyd seën in. So kom verkoop jou dingetjie hierso by hulle Car Boot Sale. Ja. Kom kontak vir Frederik En hulle is op Facebook ook. Dis die Ultimate Crazy Car Boot Sale. daar sien, julle kan hom gaan soek op Facebook, die Ultimate Crazy Car Boot Sale. As jy ietsie het wat jy wil uitstal, as jy 'n stalletjie wil begin, net vir die ekstra inkomste, net vir 'n hobby of wat ook al, dan kontak jy nou vir Frederik daar by daai nommer. Gaan op Facebook, gaan na hulle Facebookblad, gaan like hom, en dan kom kyk julle op Sondag. Julle is net Sondagmiddag hier, wat se ure? Van 9 tot 2. En dan die mense wat wil verkoop kan so van 7 uur afkom. En dit is R100. Daar sien, dis nie baie nie, dis R100 vir die stalletjie, en dan kom stal jy jou goedjies hier uit, en dan kom geniet die dag saam met die mense, al kom ondersteun jy hulle net, al kom jy net kyk wat hulle hier doen en ondersteun ons mense. Dis ons mense, dis ons gemeenskap, so kom laat ons hulle saam ondersteun. Die Snack Shack hier oorkant het vir hulle die spasie skoon gemaak, nie net vir hulle nie, maar vir die hele gemeenskap, vir die mense wat hier deurstap. Dis baie veiliger, dis nie slapers wat mee hier slaap nie, en ook die rubbish wat hier gedamp word mee nie. So dit, ons ploeg terug in die gemeenskap. Die rivier is mooi skoon gemaak ook, want dit was 'n damp.
Ja. Die mense het die goed daar afgegooi. Ja, en jy sal nou dink almal wat nou stop met hulle karre en illegal dumping doen, nou sit verby want hulle sorg dat dit nou skoon is. Nou die mense wat dit nou gedoen het is Pureview en sy vroutjie het Snack Shack, die restaurant Snack Shack en hierdie man van Pureview, hy het meer as een plek wat hy skoon maak. Hy het daai ander kant gaan hy ook doen en hy het ook daar in Queenswood in Kilner Park het hy ook sulke heininge geplaas. So ons ken hulle eintlik al weet van hulle al van lank af. Ja, so ek dink dis 'n baie goeie gemeenskapsding om te wys ons gaan nie terugsit en laat alles agteruit gaan nie. Ons gaan saamwerk en ons gaan skoonmaak en ek dink dit is wat hier ook gebeur. Ons bring ons goed, ons ploeg terug in die gemeenskap. Daar's altyd mense wat ouer goed wil koop en mens moet nooit net niks weggooi nie. Ja, hy's baie vintage goeders in retro en baie vintage klere. Soos daai vrou daar met die rok. Ja, ek het daai rok nou gekyk, is 'n pragtige rok. Nou Frederik, vertel 'n bietjie vir ons van waar af kom jy? Jy kom van Johannesburg af, maar jy het van Johannesburg af. Ek het oorspronklik die saad gedoen daar. Hulle het my die Birdman of Joburg genoem. So almal het my geken en nou ken almal my in Pretoria. Sorry vir daai. Nee, dis alright man. Dis 'n interessante masker. Jy hou nou van hierdie tipe styl, meer soos Phantom of die Opera. Jy het 'n bietjie van 'n kuns in jou sien ek. Ja, ek is 'n bietjie anderste. Moenie worry nie, ons is net so. As jy met 'n kunstenaar getroud is soos my man, dan weet jy vra nie, jy gaan maar net saam met die rivier. Ja. So maar as jy die kuns in die lewe raak sien en jy sien die potensiaal wat sulke tipe goed het wat ander mense kan help. Ek dink dis 'n spesiale ding wat jy het. Dit gaan nie net oor die geld nie, dit gaan oor die gemeenskap en oor die hulp. Die hulp, die gemeenskap, alles, ja. Ja. Ek help nogal baie mense want ek koop hulle goed en dan gaan herverkoop ek dit weer op ander plekke. Ja. So jy help hulle en dan help jy ook jouself, nee, ja, dis waar dit gaan. Frederik, ek gaan vir jou sê baie dankie vir die tyd wat ek saam met jou kon geniet het en jou te kon ontmoet. Dit is wonderlik om jou te ken. En dan kan ek jou. Ag, jy kan. Dit is altyd ek ontmoet soveel wonderlike mense. Ek sê, weet jy wat ek het vandag 'n ding gekry op sosiale media, nê? Wanneer mense met lelike siele nie van jou hou nie, nê? Dan is dit divine protection. Jy moet dit altyd so onthou. Maar ouma sê ek is 'n engel. Ja, maar jy klink vir my so 'n maklike mens, nê? Ek hou van maklike mense en mense wat die beste in ander uitbring.